Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend ook saam met u hier te wees en om ook tyd met die Here te spandeer op hierdie wyse. Geliefdes, vanoggend wil ek vir u sê, net sommer so by voorbaat, daar's so 'n klein veranderingkie op die liturgie. Let asseblief op daarop. Ons sal waar ons gewoonlik gaan sit het met die wet, sal ons dan nou ook bly staan en sing. Ek gaan ook vir ons die skuldbelydenis lees. Asseblief let op daarop. Geliefdes, as ons dan nou ook so begin, wil ek vir u asseblief vra om te dink aan die wat swaar kry en wat ly. Ons bid steeds vir hulle. Ons bid vir Adel Supra, vir Tannie Anna Botma, vir Estie Maree en dan ook vir Sonja Slebush, Tannie Lala Smit, oom Norman Best, oom Koot Potgieter, Tannie Frikkie van Staden, Tannie Emma Boyens en dan ook vir Tini Swanepoel. Kom ons raak stil, geliefdes, voor die Here en dan bid ons vir hierdie mense. Hemelse Vader en Heilige God, Here, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om U te mag nader wanneer ons swaar kry en wanneer ons ly. Ja, Here, daar is in hierdie wêreld maar min hoop. Baie dinge, Here, gebeur en ons weet nie altyd hoe om dit te hanteer nie, want die wêreld het geen antwoord nie. Maar by U, Here, is daar baie hoop. Ja, Here, U gee ons nuwe krag. Te midde van swaar kry, siek wees en lyding, inspireer U ons, help U ons, genees U ons. Omdat U dit doen, Here, vra ons vanoggend vir hierdie mense wat ons genoem het en ook so baie in die gemeente wat nie genoem word nie, dat U hulle sal bystaan, krag gee en genees. Ons vra dit in nederigheid, Here. Amen. Broers en susters, kom ons groet vanoggend die Here met 'n blye hart. Ons groet hom met vreugde en ons sing saam 'n lied wat vra dat die Here ons moet gebruik. En ons sing saam lied 308 vers 1 en vers 5. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees, meer en meer. Geliefde broers en susters, so sê die Here, die skepper van die hemel en die aarde, ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Geliefde broers en susters, geseënd is julle en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, die Here het ons vanoggend kom groet. Hy het ons met sy seën gegroet. Kom ons antwoord op daardie seëngroet met 'n blye hart, met 'n lofsang. Ons sing saam lied 464. Ons sing verse 1 en vers 3. O Heer, my God.
Geliefde broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Jesus vra dit van ons in Matteus 22 vers 35 tot 40, waar hy vir ons vra dat ons naaste moet lief hê soos onsself en ook die Here. Die wet wat liefde vra word goed opgesom deur Paulus in 1 Korintiërs 13. Kom ons sing van daardie liefde wat die Here Jesus van ons verwag. En ons sing saam uit lied 530 verse 1 en vers 2. Praat ek mense, engletale. Geliefde broers en susters, ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely saam met die woorde van Esra 9 vers 6. My God, ek is skaam. Ek het nie die vrymoedigheid om my kop voor U op te tel nie. Ons sonde is hoog opgestapel. Ons misdade staan hemelhoog. Geliefde broers en susters, as dit dan is hoe ons skuld bely, verseker God ons ook op dieselfde wyse van sy genade. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar: Hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hulle geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons bely dan nou ook so ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe, sy opstanding en hemelvaart vir ons die ewige lewe verwerf het. Ons kan opnuut daarop reageer. Kom ons dank die Here deur te sing uit lied 510 vers 1 tot vers 3. Genade onbeskryflik groot.
Dankie, u kan die sitplek inneem. Geliefdes, hier waar ons dan nou saam begin stil word, ek vra dat u gedagtes dan nou so op die Here sal rig, op sy woord. Kom ons raak stil, en dan sluit ons die oë, en dan bid ons saam. Here God van die hemele en die aarde, o Skepper God, as ek u nader, Here, dan nader ek u in afhanklikheid, want ek kom tog vinnig tot die besef, ja Here, ons erken vandag, wat 'n lewe sou ons kon hê sonder u, sou ons kon asemhaal, Heer, sou ons die lig van die son, of selfs die donker van die maan kon beleef. Sou ons, Heer, kon gaan na die weste, of strek uit en reis na die suide. Sou ons, Here, na die noorde toe kon gaan om vrede te soek. Sou ons, Here, na die ooste gaan om te probeer rus vind. Nee, Heer, sonder u is daar geen vrede. Sonder u is daar geen rus. Tog, Heer, is ons baie keer so opstandig. Ons kom en skiet soms ver te kort, Heer, aan dit wat u van ons vra. O Heer, ons weet, u het ons uit genade gered. Tog, Heer, kom daardie genade en liefde duur te koste. Aan die kruis op Golgotha het u vir ons duur betaal, sodat ons, Here, gered mag wees. Daarom wil ons graag daarop reageer. Ons wil graag, Here, gehoorsaam wees. Ek wil u vra, dat u asseblief deur u woord vandag tot ons sal spreek, tot ons as gemeente, en elkeen wat hier is. Dat ons, Here, weer opnuut sal vind wat dit beteken, nie maar net om kerk te wees nie, maar wat dit beteken om aan u te behoort. Here, leer ons hoe om te reageer. Deur u woord, Here, praat dan nou vanoggend met ons, sodat ons, as ons hierdie wêreld weer ingaan, sodat wanneer ons weer, Here, by hierdie deure uitstap, dat ons nuut mag wees, dat ons sal leef, soos u van ons vra. Ek bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefde broers en susters, vanoggend se skriflesing kom uit Paulus se brief aan die Romeine. Ons lees uit Romeine 12 vanaf vers 1 tot en met vers 8. Nou volgende Sondag, geliefdes, gaan ons saam nagmaal gebruik. En dit is ook so ons gebruik in ons kerk om onsself te vergewis en ook na te gaan in ons eie hart hoe ons ook na hierdie tafel toe kom. Hoe ons hierdie tafel nader. Daarom, geliefdes, glo ek dat daar is min gedeeltes soos hierdie gedeelte in Romeine 12 om vir ons iets te vertel van hoe ons as gemeente die Here behoort te nader. Hoe ons ook ons God in ons eie geloofslewe behoort te nader. 'n Teks, geliefdes, oor geloofsonderskeiding. Die gedeelte lees dan soos volg. Dit sê: En nou doen ek 'n beroep op julle broers en susters,
op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat God aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van julleself meer dink as wat julle behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees, in ooreenstemming met die maat van die geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam. En die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam. En almal afsonderlike lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoeling wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Tot sover ons skriflesing dan vanoggend, geliefdes. 'n Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Geliefde broers en susters, ek het 'n geruime tyd terug met iemand te doen gehad wat met my kom praat het oor wat hulle graag van die kerk wil hê. Hulle het uiteindelik ander horisonne gaan soek buite die gemeente. Met die gedagte in hulle hart van om te gaan soek na dit wat hulle kan kry. Ja, hulle was besorg oor wat hulle hier by die kerk kom vind. Hulle wou graag ander dinge gehad het, as wat baie van u dalk van die kerk wil hê. Hulle wou graag gehad het, ek moes sekere dinge vir hulle doen. Dalk 'n bietjie anders as wat u dalk van my of selfs die kerkraad verwag. Maar hierdie geleentheid, geliefdes, het my laat dink. My laat wonder. Waarom is ons hier? Kan ons dan nog onderskei waarom ons vanoggend hier is? Vanoggend, geliefdes, wil ek vir u prontheid en regheid sê. In die kerk van die Here Jesus Christus gaan dit minder oor wat ons hier kom kry en meer oor wat ons bereid is om te gee. Maar die wêreld ken hierdie nie. Die wêreld sal sukkel om hierdie dinge te aanvaar. En dalk selfs in ons binneste is daar 'n stuk ongemak van wat dit is om te gee. Maar dit is wat Paulus in hierdie teksgedeelte van ons vra. Ons teks nooi ons uit om onsself uiteindelik weg te gee. Onsself te offer.
Nou geliefdes, die gedagtegang van die Romeinebrief klink eintlik maar soos volg. Die eerste 4 hoofstukke, sê hoofstuk 1 tot hoofstuk 4, word daar 'n prentjie geskets van die weerstandige mensdom teenoor wie God keer op keer met genade handel. Vers 5 tot 8 is eintlik 'n goeie teologiese stuk waarin Paulus verduidelik dat God gelowiges bevry van die magte van die sonde wat hulle lewens en ook hulle verhoudings vernietig. Hoofstuk 9 tot 11 werp Paulus lig op die rol van die Jode en die nie-Jode en hoe God vir ons nuut gemaak het, 'n nuwe mens gemaak het. Maar hier in Romeine 12 kry ons 'n praktiese toeskrywing. 'n Praktiese toeskrywing van hoe ons geliefdes behoort te leef. En wat God van my en jou vra. En moet dit nie verkeerd kry nie. God is nie hier en Paulus is nie hier besig om te praat met slegs ongelowiges nie. Hy is nie besig om te praat net bloot met die wêreld nie. Hy is besig om te praat met gelowiges, met die kerk, met my en jou. En hier is dit, geliefdes. Hier sê hy dit. Gee julle self as lewende en heilige offers, wat vir God aanneemlik is. Lewende en heilige offers. Ek het begin dink, dalk is ons te ver weg van daardie ou antieke wêreld om te besef wat dit van ons vra. Sien, die antieke mens het geweet wat offers is. Hulle het dit daagliks gedoen. Offers is iets wat ons van lees uit die Ou Testament, maar dit is iets wat daardie mense geleef het. Hulle het dooie offers na die tempel toe gebring. Vir verskeie redes het mense daagliks offers gebring. Offers, geliefdes, het van mense soms baie gevra. Dit is van hulle gevra om baie duur daarvoor te betaal. Selfs die armes, wat niks kon bekostig nie, het alles wat hulle kon bymekaar skraap, ten minste genoeg bymekaar gemaak om 'n duif te kon offer. Maar van daardie offergawe, wat in die Ou Testament plaasgevind het, bring Paulus vir ons gedagtes na 'n nuwe offer. Nie meer net 'n lam wat geoffer word nie. Nie 'n dooie offer nie. Maar jy en ek. 'n Offer wat alles vra. Geliefde kinders van die Here, u moet vanoggend besef wat God van u vra. Hy vra van u om uself te gee as 'n lewende en 'n heilige offer. En daarom, geliefdes, moet ons nie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie. Maar ons moet ons denke vernuwe. In 1 Petrus 1 hoor ons die woorde in vers 13 tot 16 wat die volgende sê: Wees daarom verstandelik, wakker en nugter. Vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word op die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het, toe julle God nie geken het nie.
Nee, soos hy julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Geliefdes, as u tot dusver gedink het, hierdie woorde gaan oor u kop, wil ek hê u moet nou u aandag ten volle gee. En u moet hier u ore spits. Die kerk het soms 'n siekte. Dit is 'n soortgelyke siekte wat ons vind in die brief van die Galasiërs. As Paulus daardie gemeente teregstel, waarin hy hulle regwys eerder. En vir hulle verduidelik dat hulle nie moet gaan soek na 'n ander evangelie nie. Dat daar is soms mense wat in gemeentes kom en sekere dinge doen en sê en voorstelle maak wat uiteindelik nie die wil van die Here dien nie. Die siekte wat in die kerk gebeur, geliefdes, is dat ons dink die kerk gaan daaroor dat ons moet ontvang. Dit gebeur soms selfs in die manier hoe ons bid. Al wat ons baie keer doen is ons vra en vra en vra nog meer van die Here om te gee en te gee en om nog te gee. Ons vra dat ons gedien moet word, soos wat die wêreld ons in baie opsigte dien. Die wêreld kom sê vir u dat u gaan sit in 'n restaurant en iemand kom na u toe en gee vir u 'n spyskaart en u bestel, en op een of ander manier het daar dieselfde wyse van lewe by die kerk ingesluit. Maar geliefdes, ons kan nie so leef nie. Want Christus het nie so geleef nie. Hierdie teksgedeelte wat ons saam gelees het, geliefdes, vra van ons aanbidding. Dit vra van ons om die Here te aanbid. En in vandag se wêreld, geliefdes, beteken aanbidding vir meeste mense maar bloot te sing. As ons praat in Afrikaans van aanbidding, of dan hoor ons in die moderne tyd, in die Engels praat die jong mense, maar van praise en worship, nee. Dan wonder ek by myself, of ons enigsins 'n idee het wat aanbidding is. Want aanbidding, geliefdes, is nie maar net is die sing van 'n lied nie. Dit is die volle wese van wie jy is, wat aan God opgeoffer word. Van elke gedagtegang wat in jou opkom, elke woord wat by jou mond uitgaan, elke daad wat jy pleeg, elke ding wat jy probeer doen, behoort uiteindelik aan die Here, omdat jy dit aan hom offer in aanbidding. Aanbidding, geliefdes, is nie maar net die sing van 'n lied nie, maar dit is die loop van geloof. Daarom, geliefdes, wil ek van u vanoggend vra uit hierdie teksgedeelte, dat ons is as die liggaam van Christus baie lede. En elkeen van u het genadegawes ontvang. Elkeen van u staan voor God met genadegawes. Moet dit nie vir jouself hou nie. Moet dit ook nie vir my kom gee nie. Maar offer dit, geliefdes,
aan God as 'n lewende en heilige offer. Hier is die fout, geliefdes, waarvan ek praat. Soms dink ons dat ons in hierdie kerk, veral soms in hierdie gemeente, baie van ons projekte nagaan en ons doen baie harde werk. Ek wil vir julle sê, ek sien min gemeentes wat so hard werk soos u. Daar is wragtig min gemeentes soos u. U doen baie. En ek is seker baie van u is al lekker moeg. In hierdie jaar het ons gesien dat ons rekord dinge ingesamel het. Ek kan onthou, ons het rekord vetkoeke gemaak, nee, allerhande dinge. Ons het hard gewerk. Maar geliefdes, noem my dan nou onverantwoordelik. Maar die insameling van fondse het veel minder waarde as die genadegawes wat die offer aan die Here in hierdie kerkgebou. Ek sou wou sien, geliefdes. Ja, ek smag daarna dat ons oog op God sal hou en dat ons in hierdie gemeente sal werk om ons genadegawes uit te leef. Het u dan vanoggend 'n genadegawe by die Here ontvang om te profeteer? Sien, ons moet profeseë nie verkeerd verstaan nie. Profeseë is nie waarsêery of toekomsvoorspellings nie. Nee, dit is in meeste gevalle 'n teregstelling en hoe God praat. Kom ek verduidelik wat ek daarby bedoel. As ons in enige profeteboek gaan kyk, reg deur die Ou Testament, dan sien ons dat daar gewoonlik hierdie profeet is wat geroep word deur die Here. Hy kom na die volk toe en sê vir hulle, die Here sê vir u, u moet uself bekeer. Hierdie is die sonde wat u doen. As u bekeer, dan sal hierdie u nagevolge wees. Maar as u nie bekeer nie, dan moet u tog dan die vrugte pluk van wat u gesaai het. Dis hoe 'n profeet gewerk het. 'n Profeet verduidelik die nagevolge van wat dit beteken om aan God ongehoorsaam te wees. Is u iemand wat weet hoe om die waarheid te praat? Om regheid met iemand te wees, om hulle tereg te wys, om mense te lei om die wil van God te doen? Of geliefdes, ek wil u vanoggend vra, begin om dit vanoggend te doen, in ooreenstemming met die maat van die geloof wat ons bely. Is u dalk iemand wat dien? Sien, die Griekse woordjie vir dien is diakoneo. Dis 'n woordjie wat ons goed ken. Ons het baie van hulle in hierdie gemeente. Diakens. Maar in ons wêreld en selfs tot vandag toe is ons oortuig daarvan dat diakens is op een of ander manier daar vir fondsinsameling of deurkollektes of offergawes. Ons almal kan daardie blou boek onthou, Nee, geliefdes, as ons dan ook so diakoneo, as ons dan dien ons, geliefdes, soos wat die Here gedien het. Soos wat die Here gedien het toe hy gesê het dat jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eers 'n plek om sy kop neer te lê nie. Dit is 'n selfopofferende gee. Ek wil van ons diakens vra. Vra nie van u
om deurkollektes te hou nie. Ja, u sal vanoggend hier kom staan en dit doen. Maar dit is nie u taak nie. Die taak is om te dien. Dan moet u dien. Is dit dalk u gawe om te bemoedig? Geliefdes, daar is baie mense wat ek in die oggende as ek hier by die kerk aankom, dan sien ek hoe julle met mekaar sit en gesels en ek hoor die bemoediging alreeds. Maar geliefdes, daar is ouderlinge ook in hierdie gemeente. Ouderlinge bemoedig. Ouderlinge maak kontak. Geliefde ouderlinge, ek wil van u vra. Ek weet dit is belangrik om besluite te neem in die kerk. Maar daar is min dinge so belangrik, soos om geliefdes in hierdie gemeente te bemoedig. As dit dan is, geliefdes, dat ons moet onderrig gee. As jou gawe is om te leer, gaan maak 'n draai by die katedese. Stel uself beskikbaar. Gaan gee onderrig oor die Here. Maar het alles, geliefdes. Hoor my vanoggend. As jy gee, laat dit sonder bybedoeling wees. As jy leiding gee, doen dit met toewyding. En as jy ander help, doen dit met blymoedigheid. Daar is niemand wat hierdie kerk 'n tuiste sal noem, as hulle hier instap, en hulle sien nie hierdie 3 dinge nie. Mense wat gee sonder bybedoeling, mense wat met toewyding leiding gee, en mense wat uiteindelik met blymoedigheid die Here dien. Wat ek bedoel is dit. As mense hier by hierdie gemeente aankom, dan behoort hulle blydskap te sien en vreugde. Hulle moet by ons sien dat ons toegewyd is om mekaar te dien. Hulle moet kan sien, geliefdes, dat ons met mekaar eerlik is. Hulle moet dan ook kan sien dat ons mekaar opbou. Want hier is die wet van Jesus Christus. Skrifgeleerde het eens op 'n tyd na Jesus toe gekom en gevra, wat is die grootste en die belangrikste wet? Here Jesus het geantwoord, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou verstand. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ja, geliefdes, ek vra van u die volgende. Gee u self as 'n lewende en heilige offer. Want geliefdes, die kerk van die Here gaan alleen so voortgaan. Anders is ons maar net soos die wêreld. As u wonder hoekom kerke soms dit nie maak nie. As u wonder waarom mense gaan soek, dan moet u weet, ja, u moet baie bewustelik weet, dat wanneer dit begin gaan in 'n kerk, oor ander dinge, as die evangelie van Jesus Christus, dan kan daar die kerk nie leef nie. En mense sien dit raak. So ek vra van u, om voor te sit dit wat God in u reeds begin het. Ons sien dit by u. U het daar die gawes. Daar is soveel van julle wat nie eers in 'n amp is nie, wat hierdie dinge sonder enige vraag doen.
Daar's mense wat soos diakens optree, wat my kontak in hierdie gemeente, wat dinge doen wat my asem wegstaan. Die Here het hierdie werk in u begin. Maar u moet onthou dat u kom nie hier. U is nie hier om te ontvang nie. U is hier om 'n nederigheid, 'n lewende en 'n heilige offer te wees. Gaan wees dit dan. Want geliefdes, daar kom 'n tyd, en ja geliefdes, daar kom 'n tyd, wanneer ons dan ook so voor die Here staan, wanneer die Here die bokke van die skape ook sal skei. Maar ons moet nie verkeerd wees oor hoe die Here daar die bokke en skape skei nie. Nee, ons weet uit Matteus 25, dat Jesus ons sê, dat dit is die wat bereid is om meer op te offer. Dit is die wat bereid is om uit te gaan. Wat nie aan hulle self dink nie, maar wat gee, wat die koninkryk van God beerwe. Dit is Jesus wat ons herinner, hy wat wil eerste wees, sal moet laaste wees. Dit is Jesus wat sê, as jy dan gedien wil wees, dan moet jy eers begin dien. Dit is daardie twee broers wat Jakobus en sy broer wat vir Jesus kom vra het of hulle aan die regterhand van hom mag sit. Waarin hy dan nou ook so antwoord en die moeder, kan u onthou? Waarin Jesus dan geantwoord en gesê het, dat jy moet dien. Dit is wat dit is om 'n gelowige te wees. Ek weet geliefdes, ek besef dat hierdie lewe is besig. En ek weet jy het baie om te doen. Asseblief hoor my vanoggend, ek neem nie u tyd, ek gering ag nie u tyd nie. Asseblief hoor my. Ek weet u is besig en hard aan die werk. Maar ek vra nie van u om die kerk se vloere te kom was nie. Ek vra van u, hoor my vanoggend, om in u lewe, daar waar u werk, waar ook al u kom, om u lewe aan die Here te offer. Om dit ten volle beskikbaar te stel. Om te doen wat die Here van u vra. Om te dien soos die Here van u vra. Want geliefdes, ons is Christus volgelinge. Kom ons leef dan so. Mag die Here u vanoggend inspireer. Mag u vanoggend weet wat om te doen. Want elkeen van u het 'n gawe, gaan en gaan leef dit. Gaan gee jouself as 'n lewende en heilige offer. Want hier is die kruks van die saak en hiermee vanoggend sluit ek af. As u dit kan doen, as u hierdie dinge kan doen, dan sal u kan onderskei wat die wil van God is. Die oomblik wanneer u begin gee, in steede van om te verwag, om te ontvang, dit is die begin van geloofsonderskeiding. Mag u dit vanoggend doen. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader en Heilige God, Here, dankie vir hierdie geleentheid.
om ook U te mag nader. Want vanoggend, Here, kom gee ons onsself as 'n lewende en heilige offer. Ons kom na U toe in aanbidding, Heer, waar ook al ons gaan, in watter ook al omstandighede ons is. Ons gee onsself, Heer, want ons weet, Here, daardie dooie offer soek U nie meer nie. Nee, Here, U soek ons harte. En daarom, Here, kom wy ons onsself weer opnuut aan U toe. Gee ons onsself op so 'n manier dat ons kan onderskei wat U van ons vra. En Heer, ja, elkeen van ons het genadegawes ontvang. U het dit dan so uit genade vir ons gegee. Ek vra U, Heer, ek vra U, kom help ons. Kom lei ons, versterk ons, Heer, dat ons hierdie dinge kan doen. Ek bid dit, Heer, in die heilige naam alleen. Amen. Geliefde broers en susters, kom ons sluit vanoggend af en ons sing saam uit lied 284, laat Heer U vrede deur my vloei. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en ook julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Ek het net so enkele afkondigings vanoggend, geliefdes. Die wat verjaar vandag is Zoe Brits, en dan daar agter sit Len Meiburg. Baie geluk, Len, met jou verjaarsdag vanoggend.
En dan ook Dian van Koller verjaar die 11de, baie geluk Dian. Die 12de is Lorraine Campbell en ook Marijke Meyer. Die 14de is Marnay Besuidenhout en ook Sarel Silje. En dan die 15de is Ria Miller wat verjaar. Baie geluk met julle verjaarsdag. Mag die Here julle ryklik seën. Mag ek net eers onderbreek en vra, waarom is al die waaiers af? Is daar 'n goeie rede daarvoor? Ek voel of ek wil omkap hier waar ek staan, hè. Kry julle nie warm nie? Wragtig, ek kry warm hier waar ek staan. Geliefdes, op die kalender, los dit maar. Op die kalender, die 11de November, dit is nou hierdie Dinsdag, is dit Bybelstudie. Dit is weer Bybelstudie om 9:00 en dan het ons ook weer bloedskenk hier in die saal vanaf 1:00. Ons immergroen groep op die 13de, dit is die donderdag, nee, is altyd op die donderdag, 10:30 het ons immergroen groep hulle afsluitingsgeleentheid waaraan hulle 'n wonderlike ete gaan aanbied. Die van julle wat nie weet wat dit is nie, die van julle wat dalk nie in die gemeente is, die immergroen groep is vir daardie ouens van 65 af op. Julle is baie welkom om aan te sluit en dit is vir al die jong mense wat net 'n ouer ouderdom op hulle jaartal het. Geliefdes, en dan die 16de, dit is dan nou volgende Sondag, het ons weer nagmaal. So asseblief, kom na die erediens toe en kom geniet ook daardie nagmaalgeleentheid. Ons kategese groep het ook 'n wonderlike Kersprojek. Hulle probeer so aan die einde van die jaar altyd so 'n bietjie 'n Kersprojek aan die gang sit. Hulle die SPCA of die DBV gaan hulle hierdie jaar 'n bietjie nader met skenkings. So ons wil die gemeente vra, dit is daardie kinders wat die goeders insamel, vat dit na hulle toe. As u dalk ietsie het om vir die DBV te skenk, asseblief bring dit op 'n Sondag of gee dit vir die kinders van ons gemeente. Hulle wil dit graag dan ook so uitdeel. As jy dan nou nie 'n kind kry om dit voor te gee nie, handig dit by die kantoor, asseblief. So kom en word ook deel van hierdie wonderlike Kersprojek. Dan geliefdes, het ons steeds koekies in die saal te koop nou na die diens en dan ook teen R25 'n pakkie en ook pastye elk. Hulle het in die week pastye gebak en ek was gelukkig om so gratis enetjie te proe. Dit is heerlik. Asseblief, dan kry vir u 'n paar pastye. Dan geliefdes, ons wenneskaapprojek is steeds aan die gang. Asseblief, kom gaan koop 'n loetjie in die kantoor en u staan 'n kans om een van 2 skape te wen, 2 verwerkte skape, so by die 30ste November. Dan geliefdes, teeskink vanoggend, Emma skink vir ons tee en dan volgende week weer wyk Horeb. Maar geliefdes, voordat u asseblief loop, ek het so 'n paar sake om met u te bespreek. Dit is ook 'n geleentheid vir ons om ons gemeentevergadering te begin. Stefan, ek wil jou vra, sou jy asseblief vir my by die rekenaar oorneem en dan gaan oom Johan vir my hier voorkom staan. Geliefdes, net sodat u weet, ons gemeentevergadering hanteer ons maar altyd as die opening en die konstituering van hierdie vergadering is en die mosies is reeds hanteer. Stefan, jy kan vir my aanbeweeg op die slides. Ons het net so 'n paar enkele dinge om met u vanoggend te bespreek. Ek wil eers begin deur om die notiele met u deur te gaan. Ek kan nog eenetjie aangaan, Stefan. Nog so eenetjie. Die notiele, geliefdes, het ons die reël gevestig met van ons vorige vergaderings waarin ons gesê het ons hoofsaaklik oor ons WhatsApp groep die notiele met die mense deel en dat as daar regstellings is wat gemaak moet word, dat hulle asseblief ons moet of vooraf of in die vergadering laat weet. So ek is seker dat meeste van u het die notiele ontvang. As u dit nie ontvang nie, asseblief maak by oom Johan 'n draai. En dan as u dan nou natuurlik ook nie die boodskappe van die kerk ontvang nie, maak ook by oom Johan 'n draai dat ons dit kan ook regstel. Maar ek wil dan nou vra, geliefdes, ek dink meeste van die het tog ontvang, kan ek vra of ons hierdie notiele kan goedkeur? Is dit in orde? Is daar enigiemand wat vir my as 'n voorstel, waarom Bert
en dan 'n sekondant, Annetjie Dreyer, baie dankie. Dan geliefdes, op ons sakelys vanoggend het ons maar net so 2 enkele saakies wat ons vinnig wil bespreek. Eintlik vir u kennisname hoofsaaklik is die sink van 'n boorgat en dan ook die kerkkalender. Ons sal dit dan nou ook so in die vergadering behandel. Maar voordat ons dan nou dit doen, geliefdes, wil ek asseblief vir Gert Joubert geleentheid gee om net so 'n paar sake rondom die finansies met ons te kom deel. Hy gaan vir ons die verslag ook lewer. Stefan, daar is 'n bietjie goed. Goeiemôre gemeente. Ek wil net vinnig vir jou baie kort opsomming gee van die finansiële status of toestand van ons gemeente. Ongelukkig, ek sien daai maandverslag is nog steeds vir Julie. Dit is nou nie Julie nie. Tik fout wat gemaak is. Ons trek by die maand Oktober. Ons het Oktober maand afgesluit. Dan as volg. Ons het in terme van 'n maandelikse werklike inkomste. Dis nou vir die maand vir Oktober het ons ingekry R137.000 en R70. R137.070. Ons het maandelikse uitgawes gehad van R612.000. Nou klink ek amper soos iemand wat ek ken. 'n maandelikse werklike uitgawes gehad van R612.000, wat vir ons op 'n verlies gebring het vir die maand van R63.000. Nou, hierdie situasie het gekom uit die vorige maand uit, waar ons uit ons beleggingsrekening R50.000 moes oorplaas om ons maandelikse uitgawes te kon delg. Hierdie maand het ons daardie geld weer teruggeplaas. So ons is nou weer in 'n bietjie beter posisie, maar ons het daai geld teruggeplaas en dit is waar hierdie meer as R50.000 tekort dan nou ook vandaan kom. Nie alles dit nie, normaalweg hardloop ons met 'n tekort in 'n maand. Die lopende rekening, soos wat hy ook 1 November gelyk het, hy lyk nou al 'n bietjie anders, maar soos op 1 November het ons gestaan op R57.869. En nog enetjie aan. Ekskuus, ook goed, kom ek gaan daai R57.869 en in die beleggingsrekening het ons gehad R417.000 en R494.000. Ja, R494.000. In totaal, wat ons dan in kontant het in ons 2 bankrekeninge is R475.363. R1000. Goed. Daar het jy die syfers. Laat ek net sien wat het ons hier in terme van die jaarlikse begroting. Nou kyk ons na die begroting teenoor werklike uitgawes. Ons het begroot verlede jaar toe ons hier so op einde Februarie gekom het en die begroting goedgekeur het ons begroot vir inkomste van R1.256.000 teenoor 'n uitgawe van R1.534.547. En dit sou ons by 'n tekort gebring het vir die jaar van R278.547. Sou ons by 'n tekort gebring het daar van ongeveer R300.000.
werklike ons het baie projekte in goed gehardloop, ons het spesiale skenkings gekry. In werklikheid het ons nou al daardie inkomste wat ons begroot het ons op hierdie stadium al oorskry. Ons trek al by meer as 100% van dit wat ons begroot het. Ons het al ingesamel R1.271.242 ingesamel. So net so oor die 100% van ons begroting. Dan in terme van ons uitgawes het ons trek ons nou by so 80% van dit wat ons gesê het ons gaan uitgee. Ons staan op R1.232.353. So in totaal werklik na 9 maande is ons beter af as begroting met so R38.889, R40.000 beter as begroting. Dit is fantasties. Dit is ongelooflike nuus op hierdie stadium. Maar dan moet ek ook net so 'n bietjie, net soos ek verlede keer gesê het, 'n woord van versigtigheid, moet ek ook dan met u deel. Ons projekte is nou afgehandel. Daar is nie meer projekte wat vir ons gaan geld inbring, behalwe offergawe en spesiale offergawe of verhoogde offergawe nie. Dit beteken dat ons nou in 'n tekort in begin gaan weer van ongeveer so R40.000 in 'n maand wat ons 'n tekort gaan hê. So dit gaan ons nou weer in die rooi inneem. So ons is baie afhanklik van u offergawes. Ons offergawes dek nie ons uitgawes per maand nie. As ons by so 'n situasie was, dan hoef ons nie eers 'n bazaar te gehou het nie. Dit sou fantasties gewees het. Maar ek dink alle kerke moet bazaare hou, moet spesiale offergawes en goed inkry. Dit is nou maar hoe dit is. Maar ek sal vir u vra, as u dit kan oorweeg, om asseblief te oorweeg om die offergawe te verhoog, of om 'n spesiale offergawe dan te gee, laat ons hierdie tekort wat ons nou gaan opbou, tot en met Maart maand kan dek. Ek glo dit is reeds besig om te gebeur. Baie dankie vir hierdie bydraes. So, dit is waar ons staan in terme van die verfprojek. Dit lyk vir ons of daar nog so R14.000 van hierdie verfprojek uitstaande is wat ons beloof het om terug te betaal. Ek het nou gehoor van die boorgat en daardie goed. Ek sal dit volgende keer met die volgende kerkraadvergadering sal ons daardie syfers en goed hê. Baie dankie Gert. Dankie vir jou verslag. Ons waardeer ook alles wat u vir ons doen. Is 'n harde, selflose werk wat jy doen. Baie dankie daarvoor, oom Johan, ook vir die werk wat oom doen. Geliefdes, ek het nou al baie lank gewonder en gedink, hoe gaan ek met u oor die finansies vanoggend praat? Lank daaroor gebid, moet ek nou vir u sê. En ek wil vanoggend vir u sê, jy weet, as ek daar sien dat hierdie gemeente het oor 9 maande R1.27 miljoen na hierdie gemeente toe ingebring, dan hang my mond oop. Ja, geliefdes, daar is uitdagings. En soos Gert sê, vir die volgende paar maande gaan ons in 'n tekort in hardloop. Daar is uitdagings en ons moet probeer om te kyk, hoe kan ons daardie uitdagings oorkom? Maar as ek vanoggend met u eerlik is, jy kan hom maar aflos, Stefan. As ek met u vanoggend eerlik is, en dan kyk na daardie bedrag, dan kan ek net sê dat hierdie gemeente het hierdie jaar baie gegee. Baie van hulle self opgeoffer. En geliefdes, ek wil vir u net sê dankie. Ek wil vir u sê baie dankie. Ek weet dat 'n predikant is 'n baie groot uitgawe aan 'n gemeente. Ek besef dit. En dit maak my soms nederig. Ek weet nie wat is die ander woord daarvoor nie. Soms wil ek wegkruip as ek daaraan dink. Maar ek wil vir u sê hoe baie ek dit waardeer. Dat julle so baie doen dat ek hier mag staan. 1.27 miljoen.
is baie geld. So ek wil vir u uit my hart uit regtig uit die diepste plek van my hart uit, wil ek vir u sê baie dankie. Baie dankie. Kom ons vat hierdie volgende 4 maande, is 4 maande, nee, wat vir ons voorlê voor die einde van die finansiële jaar met volle ywer. 3 maande. 3 maande. En ek is seker, ons gaan ook so op 'n positiewe eindig. Baie dankie vir al u ywer. Dan geliefdes, die volgende saak op ons lys is dan nou, jy kan nou aangaan daar, ek dink Gert het daar die meeste van dit hanteer. Ek kan vir ons daar aangaan, dankie Stefan. Daar ook. Is by ons kerklike goedere, net so vir die kennisname, die kerk het in so 'n paar maande terug die kamera gebreek. Op die stadium gebruik ons my eie persoonlike kamera om die dienste op te neem, maar die versekering het so R27.000 oorbetaal, sodat ons dan ook weer 'n sinvolle kamera kan aankoop. As u dalk ons kan help op 'n manier, u weet van wat se toerusting om te gebruik, of as u weet van 'n kamera wat bekostigbaar is, wat goed is, asseblief kom na ons toe, maar ons is besig om te kyk om daardie kamera stelsel te vervang. Dan geliefdes, in dieselfde asem, is daar ook die moederskamer. Stefan, die volgende enetjie. Die opgradering van die moederskamer. Daar wil ons graag, ons gedagte op die stadium is dat ons aan, nou ek weet sommer daar agter gaan ek 'n klomp van die gereelde kerkgangers wat daar agter sit sommer dadelik kwaad maak, maar hier aan my regterkant, heel agter, het ons gedink om 'n hokkie te bou, wat sal dan dien as 'n moederskamer. Dit is op die stadium nog net 'n voorstel, ons is nog besig om hierdie ding deur te dink. Asseblief, as u 'n probleem met dit het, of as u 'n beter voorstel het, of as u daaroor wil praat, asseblief kom na ons toe, dan sal ons dit ook so hanteer. Terwyl ek nou so van hierdie dinge praat, ek wil nou soms myself stop. Ek het nou 'n groot fout gemaak, ekskuus. Ek vra u sal my, of u my sal verskoon. Ek het nou nie eers gevra nie. Is daar enige vrae rondom die finansies van die gemeente se kant? Of is daar enige vrae? Enige vrae wat u het? Ekskuus, ek vra verskoning dat ek dit so ander agterste voor en onderste bo doen, maar is daar niks vrae nie? Baie dankie, dan is ons baie dankbaar, dankie. Dan geliefdes, die laaste saakie op by kerklike goedere is dan die boor van die boorgat. Broeder Martin Supra, baie van julle sal hom ken, hy het vir ons kom water aanwys hier, hy het nou al op 'n tweede keer vir ons water aangewys. Stefan sal help om te verduidelik. Stefan sê vir my, hy het iewers anders gaan staan om vir Martin te sê, nee, hy het die vorige keer hier gewys. En te sê Martin, nee, die water is hier. Toe wys hy op die tweede keer dieselfde plek. So, ek dink ons is heel reg met die wateraanwysing. Hy beoog om dit so, hy het beoog dat ons so by 80 meter gaan water kry. So ons wil baie dankie sê vir ons boeregemeenskap. Hulle het ook dan geld vir ons beskikbaar gestel om hierdie boorgat ook by ons te sink. En so ons wil vir hulle baie dankie sê. Ons gaan uit ons fondse uit 'n R20.000 deposito gee, wat later dan ook aangevul word. So net vir u kennisname, die boerdery is môreoggend kom hulle en hulle kom boer. Môreoggend 9:00. So ek weet toe hulle by Amot boorgat gesink het van die ou mense sommer 'n paar stoele uitgesit en gaan kyk hoe sink hulle. So ek wil u uitnooi, net soos hulle, as u al graag wil, kom ons maak 'n gehoor en ons kom sit hier so en ons kyk hoe sink hulle dan ook die boorgat. Ons kan sommer braai ook terwyl hulle boor, ja, heeltemal reg. Dan geliefdes, die volgende saak, Stefan, neem ons asseblief net kennis daarvan en dan by ons projekte. Ek wil vir u vandag sê, die projekte wat hierdie gemeente hierdie jaar gedoen het, was almal 'n groot sukses. Daar was nie een projek wat hierdie gemeente hierdie jaar aangepak het, wat minder as 'n groot sukses was nie. Die minimark wat nou verby was
wat nou verby is, het so ongeveer, oom Johanna op my reg, R65.000 'n wins ingebring. Dit is wonderlik, fantasties. Vir 'n mini-bazaar is dit baie goed. Ons is baie dankbaar. Ons bazaar is hier by 245.000 en dan geliefdes, die wynveiling was, wat was die wynveiling se bedrag? Ek dink is Net so oor die R100.000. 106. R106.000 wins. So as jy dit alles bymekaar tel, het ons amper R500.000 met hierdie 3 projekte gedoen. Dan het ons dan nog baie ander projekte gehad, soos die wynveiling en al die tipe van dinge. Ag, ek bedoel die Vrydagverkope en al die tipe van dinge. Dan geliefdes net sommer vir u kennisname, ons beplan vir Maart maand. Vir Maart maand is die 28ste Maart, beplan ons ook weer 'n funksie. Hierdie is nou, ons weet nog nie wat ons regtig die funksie gaan noem nie, maar dit sal nou nie weer 'n wynveiling wees nie, maar ons beoog om kunstenaars hier te hê, om vir ons te kom sing. Hierdie kunstenaars is, wil jy ons reghelp, Esther? So 40.000. Baie dankie Esther. Ek is seker die projekspan is nog besig om aan hierdie projek te beplan. Ek wil vir sê dit is nog regtig maar in die beginstadiums van beplanning. So ons beplan hierdie projek van die 3 sangers wat vir ons gaan kom sing, maar ons sal u nader aan die tyd meer inligting gee wat uiteindelik wat is die vordering daarvan. Hulle sing 80 minute lank. Dis 'n 80 minute lank konsert as ek dit nou reg het. Okay. So neem asseblief maar net kennis ook van daardie projek wat ons beplan. Geliefdes, die volgende saak op ons lys, die skaapslagloting is steeds aan die gang, maar ek het nou by die afkondigings ook reeds genoem, asseblief koop 'n kaartjie. Dit sal dan nou by die 30ste November. Ek kan dalk dit sê. Ons het nou met die Eeufees geleentheid, die Eeufeesvieringe het ons reeds 'n gemeenteete gehad. So ons het gesê ons gaan nou nie hierdie jaar weer 'n gemeenteete hê soos wat ons altyd het nie, maar ons gaan wel ons het wel gedink om 'n bring en braai geleentheid te hê die 30ste November. So ons wil graag lekker saam braai, asseblief bring braaivleis daardie Sondagoggend saam. Die kerk sal 'n pap en sheba voorsien. Asseblief bring julle net julle vleis. Ons gaan hier op die veld hier buite lekker staan by die groot veld hier by die verhoog. Gaan ons lekker staan en braai. Asseblief kom geniet daardie geleentheid ook saam met ons. En dan op daardie geleentheid gaan ons ook die loetjies trek. Die kategese, die derde kwartaal het die kategese ons laat weet, het die bywoning baie afgeneem, maar hulle het ook ons laat weet dat dit is maar hoofsaaklik omdat die kinders siek was en ook dat die derde kwartaal baie buitemuurse aktiwiteite gehad het. Die derde kwartaal was dan die swakste maand van die bywoning van die kinders, maar ons is seker dat weer in die nuwe jaar, soos altyd, neem die bywoning ook op. Baie dankie Letty du Plessis ook vir jou bydrae by die kategese en dan ook vir mevrou Mersha, Suster Mersha van der Westhuizen. Sy het in die laaste tyd ook baie bydrae gelewer en gehelp. Mersha was ook saam met my by die Rings Jeugkamp. Ek kan vinnig dalk net vir u noem. Ons Rings Jeugkamp was ook 'n baie groot sukses. So 45 kinders, die van julle wat Facebook het, mag dalk al 'n bietjie die fotootjies gesien het. Daar was so 15 kinders uit ons gemeente uit wat wel die kamp bygewoon het, wat 'n groot en wonderlike hoeveelheid is. Dan geliefdes, die volgende saakie op ons lys is die kerkraad se verslag.
Die kerkraad is besig om prosesse aan mekaar te sit en dinge te doen om die werking van die gemeente beter te maak. Ons het ook die kommissie van die kerkraad om 'n opdrag gegee om vir ons met voorstelle na vore te kom om die kerkraad te verbeter. Ons het baie na hierdie voorstelle gekyk en ons is besig om baie van hierdie dinge te implementeer en ons sal u dan ook nader aan die tyd ook op hoogte hou van die dinge wat ons doen. Maar ek wil hê u moet weet dat Stefan die volgende dat ons graag in hierdie volgende tyd baie wil fokus op huisbesoek en wijksbesoeke veral. Dit veral omrede dat ons ook ons gemeenteinligting wil nagaan en dat ons baie graag wil kyk hoe akkuraat is ons in terme van ons sensus. Nou ons by die kerkkantoor, Tannie Hannetjie het ook baie werk gedoen, Johan het baie werk gedoen om hierdie dinge reg te kry, om die inligting reg te kry op ons stelsel, maar ons kan nie alles doen nie. Die kerkraad sal dit moet help, hulle sal moet ons help om hierdie inligting reg te kry. So, asseblief, Stefan, gaan vir my enetjie aan, asseblief. Asseblief, indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie, as daar nog nie met die kontak gemaak is nie, dit mag dalk wees dat ons nie die regte kontakbesonderhede het nie. So asseblief, laat weet die kerkkantoor, dat ons kan begin om aandag te gee daaraan. Ons wil graag by u uitkom. U is vir ons baie kosbaar en baie belangrik. Asseblief, asseblief laat weet ons. Ook so wat my besoeke aanbetref, ek doen baie besoeke deur die week. Nou ek wil u vra, daar is soms mense wat verby 'n mens gaan. Ek wil u aanmoedig, asseblief, laat weet my as u graag 'n besoek wil hê en as ek lanklaas by u was. Laat weet my. Ek probeer om maar deur die gemeente te beweeg, maar as ek lanklaas by u was, kom ons reël 'n besoek en dan kom ek bietjie by u uit met die grootste liefde. Ons doen ook nou ons jaarbeplanning. Ons wil almal vra wat betrokke is by verskillende komitees en dinge in die gemeente. Asseblief, die NOSV almal om teen die 21ste Februarie al julle datums reg te hê, sodat ons dan ook teen die einde van Desember, geliefdes, al vir u kalender beskikbaar kan stel. Dan, geliefdes, benoeming van die kerkraad. Ons het dan ook uit die kerkraadsvergadering uit, is daar 'n voorstel gemaak vir 'n Suster Mersha van Westhuizen as ouderling, en so ek wil ook dan hoor of daar enige ander voorstelle is op die stadium vir kerkraad, ouderlinge en diakens. Is daar enige voorstelle? Ek wil vir u sê, ons het wragtig kerkraad nodig. Ons het 'n groot werk wat vir ons voorlê. As u weet van enige iemand wat 'n goeie roep sou wees, asseblief sê vir my. Ja, Bram, jou vader is Bronkhorst, nee, Bram Bronkhorst, baie dankie. Johan, Bram, gaan jy so wys? Dan sê jy Johan. Baie dankie. Is daar enige ander voorstelle? Is dit vir ouderling? Baie dankie. Enige ander voorstelle van u af? Niks nie. Baie dankie. Dan is dit dan nou die voorstel. Ons het dan 2 voorstelle. Geliefdes, dan bewys van lidmaatskap. Hier is die laaste saakie. Ek weet, ons is nou op die einde van ons vergaderingkie. Tannie Hannetjie, Tannie kan vinnig vir ons dit hanteer en dan sluit ons af. Môre gemeente. Ek het bewys van lidmaatskap ontvang vanaf NHK Naboomspruit van Erzard Adolf Bierman en Susara Maria Margrita Bierman vanaf die NHK Sekunda vir Jaco en Daniel Smit en Amanda Smit vanaf die Gereformeerde Kerk Vaalpark Gerard van Staden en Francis Johanna van Staden. Lidmaatskap afwagtend. Die kerkraad het aanbeveel op 2 November dat Hermanus Karel de Pre en Hester Catharina Swanepoel eers volwasse katekisasie moet ondergaan.
Bewys van lidmaatskap ook nog afwagtend is Hendrik Jacobus Martinus McDonald en Frederika McDonald vanaf die NHK Vogwel. En Henrik McDonald en Lindy Sharon McDonald ook van NHK Vogwel. Cornelius Petrus Skutte vanaf Nederduitse Gereformeerde Kerk Kroonstad of Viljoenskroon en Aletta Getreida Klaasen vanaf NHK Kroonstad, Noord of Wes, so goed is ook nog uitstaande. En dan Elia van Tonder en Shanae La Rochelle Jansen van Vieren van die NG Kerk Wes. Die persone is nie bekend aan die NG Kerk Parys Wes nie en kon ek glad nie hulle attestate aanvra of verkry nie. Dan het die kerkraad ook op 2 November goedkeuring verleen dat lidmaatskap aan Pieter Johan Kreur gegee mag word. Dankie. Baie dankie. Soos jy sien, kry ons ook steeds 'n geleidelike stroom van lidmate by hierdie gemeente. Soms, ek dink baie keer dat die wintermaande mislei 'n mens, want mens dink die kerk sit maar 'n bietjie minder rondom die wintermaande, en ook so hier einde November se kant toe. Maar ek wil vir u sê, ons gemeente kry steeds 'n stroom nuwe lidmate, en as u vanoggend hier is, wil ons vir u sê baie welkom. Ons is baie welkom weet, en vir u sê, u is vir ons baie kosbaar hier, en ons weet ons gaan 'n wonderlike en kosbare pad saam stap. Asseblief raak betrokke, en weet dat hierdie gemeente is wragtige familie wat tyd saam spandeer. Mag ek een laaste ding sê? Ek weet ek mors baie tyd, maar dit is vir my soms skokkend om te sien. Weet, toe ek hier gekom het, vanoggend wat voor my sit, is 'n totaal en alle ander gemeente. Toe ek hier gekom het, het ander mense hier voor my gesit. Dit is regtig maar 'n handjievol. Dit is vir my interessant hoe 'n gemeente verander. Weet, hoe baie begrafnisse ek al gedoen het, hoeveel mense wat in hierdie kerkbanke gesit het, al gesterf het. En tog is hier nuwe mense wat elke keer inkom. Ons sê vir u baie dankie. Dankie dat u hier is. Ek wil dan vra of iemand vir ons asseblief sal afsluit met 'n gebed. En Koos, dankie. Baie dankie om Koos, baie dankie geliefdes, mag jy 'n geseënde Sondag verder hê, totsiens vir u almal.